Stella Street Cafe is vandag 3 weke oud en wat 'n 3 weke het ons agter die blad. Ek gaan nie veel praat oor hoe ons gekom het tot die oopmaak van Stella's nie, maar gaan wel sê dat die konsep en die prentjie wat ons aan die begin gehad het, glad nie is waar ons vandag staan nie. Nou voor ek verder lees wil ek net vir julle sê, hierdie pragtige stukkie is gisterand geskryf deur my man Johan, mede-eienaar, mede-barista, die hoofkok en chef en sommer baie ander meer. Ons, of miskien dalk meer ek as Stella, het 'n prentjie van 'n street cafe wat meer wegneem etes doen gehad. Lekker goed soos burgers met tuisgemaakte patties, gerookte pulled pork buns, prego rolls en chicken wings. Julle weet mos, daai tipe van straatkos. Wel, sommer binne die eerste paar dae kom ons agter, daai plan gaan nie werk nie. Moment Square in Parys is 'n kuierplek, 'n kuiergeleentheid. Mense kom loer na die ou goed wat daar staan. Die kinderspeelplekkie wat daar is en dan die pragtige kunsgalery en splinternuwe winebar. Mense wil kom sit en 'n goeie bord kos kom geniet en kom kuier. Nou wat nou gemaak, vra ons onsself toe. En toe word ons siek. 'n hele week word ons buite aksie geplaas en kan ons nie die kafee oopmaak nie. Dit nogal na ons net 'n paar dae oop was. Nou kyk, ons ouers het die bankkinders groot gemaak nie. Miskien 'n bietjie dom, maar ons kan swaar goed optel. Ek en Stella sit planne maak en ons besluit, ons het reeds soveel geïnvesteer om tot hier te kom, dat daar nie nou omdraai is nie. Ons kyk na wat die mense voorgevra het en Stella ontdek 'n beste maatjie in ChatGPT. En ons maak planne. Ons besef dat ons hele konsep moet verander en iets aanpak wat ons nog nooit gedoen het nie, maar al baie lank al van droom. En dit is 'n behoorlike kafee bistro waar ons onsself kan uitleef, heerlike kos maak en waar Stella so nou en dan vir die diva uit haar boksie kan laat klim vir die mense 'n paar pragtige liedjies sing. Daar gaan ons toe met 'n kop vol planne en nie veel ondervinding oor hoe om dit te doen nie. Ons skaf ons 'n fancy koffiemasjien aan en laat 'n nuwe menu die dag sien. Ons koffiemasjien word toe die 10de April afgelewer en ons kry 'n vinnige crash course oor hoe om die gevaarte te maak werk en ons begin koffie maak. Maar o genade, ons koffie smaak nie soos ons gewys is nie. En ons dog toe nou, wat nou? Wel, laat ek julle sê, daar's tog waarheid in die rumors dat 'n mens baie kan leer op YouTube. Ons kyk 'n klomp goed op YouTube en vol moed probeer ons te weer. Kan jy glo? Ons koffie proe toe eintlik lekker. Stella kom toe agter sy's eintlik 'n natural agter daai gedoente en sy begin cappuccinos, lattes, americanos en wat nog uit hom uitpop. Ons werk nog ons menu en kom agter dat elke item sy eie logistieke inhou. Ons moet beplan vir raklewe, yskaslewe, produkleeftyd en al sulke goed. Ons moet ook nog leer van waiterswese, tafeletiket en al daai dinge. Glo my, ons leer elke dag en het geleer klein goedjies soos sout en peperpotjies op die tafel en sulke goed gebeur nie van self nie. So kom kuier gerus en deel in ons reis. Ons mag dalk iets van julle leer en hopelik bederf ons julle met 'n lekker eet of drink dingetjie.